Goeienaand en wat 'n voorreg om saam met julle te sit en gesels oor die grootheid van God, die heerlikheid van die Here en die krag van ons God. Weet, net voor die dood van Moses en die einde van Israel se 40 jaar swerftog deur die woestyn, gee die Here aan Moses die opdrag om 'n lied te skryf wat ons vind in Deuteronomium 32 vers 3 en 4. Luister net hierna. Want die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan ons God, die rots. Volkome is sy werk. Alles wat hy doen is goed en reg teenoor ons. 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Die betekenis van een deel van hierdie lied is kragtig. Alles wat hy doen is goed en reg teenoor ons. 'n God van trou en sonder onreg. Nou hierdie uitdrukking, 'n God van trou, is El Emunah in Hebreëus, wat dui op 'n onveranderlike, 'n ferm, vasberade, onwrikbare geloof in God as die enigste, onveranderlike, alomteenwoordige, verhewe, almagtige, liefdevolle, wonderwerkende, goedgunstige, bonatuurlike en kragtige skepper van die heelal. Hierdie kragtige woord emunah omvat veel meer as ons begrip van die woord geloof of faith. Dit is die mees omvangryke en betekenisvolle omskrywing van die verhouding wat ons met God kan hê. Nie net bloot geloof nie, want die duiwels glo ook in hulle sidder, maar om God te vertrou as die onveranderlike, alomteenwoordige God, die wonderwerkende God. Dit is hierdie verhouding waarna Jesus verwys in Markus 11 vers 22. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof, emunah in God hê. Wat Jesus eintlik vir hulle gesê het is, julle moet 'n ferm, 'n vasberade, 'n onveranderlike, 'n onwrikbare geloof en vertroue in God as die enigste, die onveranderlike, verhewe, alomteenwoordige, liefdevolle, goedgunstige, bonatuurlike, wonderwerkende, almagtige skepper van die heelal hê. Ja, en met hierdie emunah, geloof en vertroue sal niks jou laat gryp na grashalms vir hulp nie. Emunah, geloof en vertroue beteken dat El Emunah, die God van trou, jou in alles sal bystaan en ook versterk. Kom ons kyk na 'n paar uitdrukkings van hierdie El Emunah. El Emunah, die Here God as die enigste. Psalm 20 vers 8. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. Jesaja 31 vers 1, wie hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde en wat vertrou op strydwaans omdat daar baie is en op ruiters omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op na die heilige van Israel en hulle soek nie die Here nie. Hierdie El Emunah, die Here op wie hulle kan vertrou. En dan El Emunah, die onveranderlike God. Jy weet, die volk Israel is in haglike omstandighede sonder enige menslike hoop vir uitkoms. Hulle is slawe in Egipte, maar te midde hiervan verskyn die Here op die toneel en hy verklaar homself as ek is wat ek is. Haja, Asher, Haja, ek is wat ek sal wees, ek is wat ek was en ek is wat ek is. Jy weet, Moses weet dat Israel op daardie stadium nie oorlog kan voer nie. Hy weet dat hulle menswaardigheid totaal en al verwoes is, want hulle is gebore as slawe. Hulle lewe as slawe en hulle glo soos slawe. Hy weet dit is menslik onmoontlik om Israel in die hand van Farao te red. Maar die Here sê vir hom, ek sien julle nie as slawe nie. En hy verklaar homself as, ek is wat ek sal wees vir julle, want julle is my kinders. By implikasie sê die Here eintlik hier, El Emunah, ek is die enigste, die bonatuurlike, die goedgunstigde, die onveranderlike, die verhewe, alomteenwoordige, die liefdevolle, wonderwerkende, almagtige God vir jou. Jy weet, die mees algemene leuen waarmee Satan ons oorweldig, is die ervaring of gevoel dat jy alleen is, en dat jou gebede deur die woestynwinde van omstandighede weggeblaas word.
Dis nie waar nie, want jy kan die Here vertrou. Hy is El Emunah. Eksodus 3 vers 7 en El Emunah sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. En dan Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoor 'n bietjie Matteus 10 vers 30 wat Jesus sê, en van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Kan jy sien, ons kan die Here vertrou. Versterk jou El Emunah geloof met die blye versekering en vertroue dat die Here is altyd by jou. Hy is alomteenwoordig en hy is onveranderlik. Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En onthou altyd, Deuteronomium 32 vers 4 is ook vir jou geskrywe. Ja, dis geskrywe vir jou wat luister na hierdie aandoordenking. Die woord van die Here kom daar en hy sê, alles wat hy doen is goed en reg teenoor jou. Ja, hy is die God van trou. El Emunah vir jou, wat beteken, jy moet 'n vasberade, 'n ferm, 'n onveranderlike, 'n onwrikbare geloof in God as die enigste, die alomteenwoordige, die liefdevolle, verhewe, onveranderlike, die goedgunstige, die kragtige, bonatuurlike, wonderwerkende, almagtige skepper van die hele ganse heelal. Dit alles is hy vir jou. Ek wil afsluit met Elia se gebed op die berg Karmel, waar hy sy absolute emunah, geloof en vertroue in God bewys het. Hy bou 'n altaar van klip en hy plaas die offer bo op die altaar. Hy grou slote, diep slote rondom die altaar en hy laat water daaroor gooi wat alles deurdrenk. En toe begin hy eers met die Here praat. Hy praat uit verwagting, uit vertroue en geloof. Hy praat met emunah met die Here in 1 Konings 18 vers 37 tot 38. En hy sê, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is, en dat U hulle harte tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, is opgelek. Hierdie storie bewys aan ons dat Elia het nie net in God geglo nie, hy het God ook vertrou, want hy het geweet, hy is Jahwe Emunah. En onthou die uitdaging van hierdie selfde God aan jou in Jakobus 5 vers 17 en 18. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Ja, die Here is vir jou vandag 'n God van trou. El Emunah, wat ons leer dat ons 'n vasberade, 'n ferm, onveranderlike en onwrigbare geloof in God as die enigste, die alomteenwoordige, die liefdevolle, die verhewe, onveranderlike, goedgunstige, die kragtige, die bonatuurlike en die wonderwerkende, almagtige skepper van die ganse heelal is, en ons kan hom vertrou, want die Here is die God van trou vir jou. El Emunah. Dankie Here. Amen.